Dankie, dit is die belofte. There's a promise. There's a promise coming. Vat dit, hy sê, if you come unto me, as jy jou na my nader, sal ek my na jou nader. Dankie, Jaco. Wanneer jy na hom toetree, tree hy na jou toe. Ander lag, ander sê, jy is besig met spookverhaaltjies en veeverhale. Wanneer God toetree, vra hulle, en hoe het jy dit gedoen? Hoe het jy dit reg gekry? Wat is jou resep? Wel, ek het 'n sak rekenaars en al. Nee, ek het net op my knieë gegaan. Waar? Wat 'n kerk? Wat 'n kerk in die dorp? Ek wil, nee, binne in die badkamer, in my kantoor, in die badkamer. Oh, he's all over the place, hallelujah. En hy het my gebed geantwoord, Hanna. God antwoord nog steeds gebede. Ek het 'n bord vanoggend hier, dankie Jaco. Ek wil 'n belangrike paar minute net van jou vat. Ek gaan dit nie steel nie. En hierdie is te doen met hierdie program wat ons uitgewerk het, Desco, en ek gaan dit nie regtig tegnies nou doen nie, ons het genoeg praatjie. Daar gebeur dit. Okay. Ouers, jy kan nie verveeld raak as ons preek nie. Toe ek 50% van die gehoor verloor en hulle wil aanskree, toe val hierdie ding af. Nou wil hulle bybly. Dis 'n besige, dis 'n Pinksterbord. Hy kan nie lank so staan nie. Kom ons kyk of hy gaan hou. En ek wil iets noem vanmôre vir jou. John Maxwell, ek kyk na 'n klip van hom in die week. Ek het groot respek vir hom. Ek dink vermoedelik weet jy almal wie hy is. Hy's vandag al in sy jare. Maar hy het ongelooflik invloed in die wêreld gehad oor hoe hy oor leierskap skryf. En natuurlik ander sake ook. Maar hy was geken vir die vermoë hoe om die wêreld te verduidelik. Hy het op boeke geskryf, dagboeke, joernale en al hierdie goed. En vandag is hy in sy grysse ouderdom en toe ons hierdie ding uitwerk, toe bid ek, toe sê ek, Here, ek kry die wiskunde van hierdie ding in 'n moeilike wêreld, in die sin van die wiskunde sê iets anders as wat ons geleer word. Die wiskunde sê vir ons dat hier is ander goed aan die gang en ons noem dit Desco. Laat ek nou skryf die ou bordjie, Desco. Ons noem hom Desco, die model wat pastoor Betty die erf gee haar hand. Sy weet meer van rekenaars af as wat ek gedink het. Ek het net gesê, ek het lank met rekenaars te doen gehad. Sy gryp daai ding en ek glo hierdie is 'n app. Dit is die begin van 'n groot wêreld wat ons eintlik maar nog ander dinge ook het wat ek glo as die Here wil, en dit is 'n gevaarlike ding wat ek design het, sal ons moontlik hê om die ding in die wêreld te kan bekendstel. Maar Desco is 'n koördinatestelsel wat ek, kan jy sien as ek akkrediteer my sien met daai ding, jy sien ons met die tegnologie. Desco is 'n model wat ons design het om die koördinate in jou lewe te bepaal om 'n ding te doen. Hoor mooi, toe Christus, ons het so mooi bediening vanoggend gehad, maar een van die sake wat Christus gepromoveer het, wat hy gemotiveer het in sy koninkrykstelsel, en hy het gesê, jy kan van Matteus, Markus, Lukas en Johannes gaan kyk, het hy altyd in konteks gesê, beweeg. Moenie ophou beweeg nie. Bly dinge doen. Maak disippels. Moenie jou talente begrawe nie. Moenie jou olie klaar maak nie. Moenie die vuur uit jou oliekanne laat gaan nie. En ek kan aangaan. Christus was 'n organiese stelsel wat gepromoveer het. Beweeg, doen 'n ding. En dit is waar die doen daai ding sy geboorte vandaan gekry het, want ek het iets geweet dat God vra nie jonk of oud nie. Hy vra nie hoe gesond moontlik altyd en wat se skete het ons nie, want ek is ook nou al daar moontlik met 'n paar dinge. Hy vra terwyl jy iets in jou hand het. Moses sê vir hom, ek het nie 'n plan nie. Jy het die verkeerde man gekies. God sê vir hom, Moses, wat het jy in jou hand? En hy sê, ek het 'n staf in my hand. En God sê vir Moses, kom ons doen wêreldgeskiedenis nou. Hy het hom nie sy intellek gevra nie, hy het niks van hom gevra nie. En hy sê vir hom, jy sê die regte koördinaat van jou stelsel, start moving Moses. Nou dit het ons al baie gesê. En John Maxwell noem 'n ding, en ek gaan jou sê hoekom ek bly was. Hy het dit gesê, want die koördinaatstelsel wat ons het, is 'n horisontale lyn.
Kyk nou hier, Annemarie, sien jy daai lyn op daai kamer? Is hy duidelik? Laat ek is 'n horisontale lyn. Ek wil net seker maak jy kan jy hom nou sien? Jy het nie nou jou bril. Jaco is die man met die brille. Hy sien hom ook. Wow, so jy het nie verskoning nie. Daar's nie 'n verskoning nie. Dan het hy, dis die horisontale lyn en dan het hy 'n vertikale. Laat ek hom mooi trek. Dan het hy 'n vertikale lyn wat so afgaan. Is dit mooi? Jy moet sien van die portrette wat ek daar by die huis het, man, wat ek geskilder het. En die lyn, die horisontale lyn het ons genoem oos. Dat ek daar, nou ek kan nie regtig skryf nie, min mense weet dit. Min mense weet ek het op skool ook nooit kon leer skryf nie. Ons noem daai oos en ons noem daai wes. En hierdie is die lewenslyn van die mens. En terwyl ek die wiskunde uitwerk, en pastoor Betty begin benoud raak met my wiskunde, wat ek doen 'n bepaling, nou sy het hom gaan red op die app wat sy skryf. Hier het ons 'n 80 ingesit. Ons het 'n 80 ingesit en ons het 'n 0 hier ingesit. Ek weet wiskundig moet daar 100 wees. En sy het gesê nee, moet dit nie doen nie. Mense gaan heeltemal benoud raak. Nou ek wil iets vir jou sê. Kom ons John Maxwell. Toe ek hierdie ding sien van die lewenslyn, hy sê ek dink hy het 'n paar 3 maande, dit was 2026, to say I want to correct where I was wrong. En hy sê hierdie oor die lewenslyn van die mens, wat 'n ewenaar is in die gemiddeld van die populasie van 8 biljoen mense op aarde, wat dan kry jy net een lyn. Enige ou kan vir my sê wat hy wil. As sielkundige kan vir my sê wat hy wil. Hier's 8 biljoen mense op hierdie aarde van verskillende kulture en as jy al die scenario's en die situasies van die mens wat kry jy presies 'n lyn, reguit lyn van die mens. En hy sê die woorde, hy sê I want to correct where I was wrong for years. Hy sê ek het gepreek en ek het bedien en ek het geteach dat as jy jonk is, wanneer jy jonk is, make everything as difficult as possible. En hy was reg. Make everything as difficult as possible. En dit het hy bedoel in hierdie era van jou lewe. Kom ons sê hierdie is 20. Van 0 tot 20 en dan verder 30. Hierdie is interessant, is omtrent 20 as ek die regte wiskunde doen, die presiese middellyn. Sy wil nie dit insit in die stelsel nie. Sy wil nie wiskundig korrek wees nie. En hy sê die woorde, en ek het vir jong mense en ek het vir mense gesê reg oor die wêreld, as jy meer difficult doen in hierdie era van jou lewe, sal jy minder difficult hê in die weste kant van jou lewe waar die son begin sak. Want jy sien die mense lewe bestaan net uit een dag. Jou lewe begin in die ooste en hy gaan deur en hy sak in die weste. En ons het vanoggend vinnig daaroor gepraat en ek hou daarvan om daaroor te praat. En dan lê infinity voor. Infinity. You're going nowhere. Jy gaan nêrens nie. Alles wat jy hier gedoen en aangevang het is letterlik die begin, die eerste dag vandat jy 0 tot 100, ek wou 100 insit, maar die wiskunde raak vir 'n probleem, mense gaan deprou raak, maar kom ons sê van 0 tot 100, ander kant daai wêreld, het jy een dag voltooi, en dan lê miljoene en miljoene en miljoene jare vorentoe. So as jy moeg daarvoor is om te veg teen die vlees, as jy moeg daarvoor is om teen temperamente en allerlei dinge te beklei, dis net die eerste gedeeltetjie van jou lewe van hier af verder, as jy met die meester jou kant hou, en hy is die senterpunt van die lewe, is jy in eternity, die eerste dag het jy onder die vloek geleef, die volgende miljoene miljoene jare, leef jy saam met die koning van die konings in vrede, halleluja. So is dit so erg om te veg teen die vlees en die gees, ja. Hy sê, en toe ek ouer is, toe kom ek agter, ek het verkeerd geleer, ek het verkeerd geteach, ek was totaal in wiskunde verkeerd, en net voor ek hoor hy sê dit, want ek het groot respek vir John Maxwell, ek was al in my 20's toe ek op nagevors,
Toe sê ek vir haar, ek het vir jou slegte nuus op hierdie saak, want hierdie is noord, ek moes op veery en dit is suid, dat ek het nou net skryf, sien nie die S, hierdie is noord, en hierdie is suid, dit is jou spanningslyn, dit is jou effort line, hoe jy dinge doen, en hy sê op die lewenspad, maar net sekere week voor ek het sien, sê ek vir haar, hoe ouer 'n mens word, hoe meer spanning moet hy na die noorde sit om te presteer. En hy moet nie soos ons geleer is, onthou julle daai name, pensioen. Dis reg as jy hom het, maar dit is nie te sê. Onthou julle daai name, ek is nou ouer, ek gaan nou rustiger raak. Dit is jou suidekant. Met ander woorde, jy het minder spanning onder. Hoe meer jy opgaan, hoe meer word daar vereis van jou denke, hoe meer word daar vereis van jou moontlik fisies, hoe meer word daar vereis aan 'n projek aan te pak, om te sê, I'm gonna do this thing. Ek gaan hierdie ding doen. En nee, pastoor, jy sien, ek is daarom nou al 65 jaar oud, nee. Jy moet ook vir ons respek hê. Met ander woorde, jy praat heeltyd suid toe. Jy praat heeltyd suid. En ek sê vir die mense gaan 'n struggle hê, as ek vir hulle sê, hoe ouer jy word, hoe meer moet jy jou spanningslyn in die lig in opkry. En sy sê, jy's wiskundig korrek, maar die lewe werk nie so nie, want wanneer jy ouer word, dan gebeur daar nou baie goed in 'n mens se lyf. En al hierdie dinge, en ek dank die Here, John Maxwell kom op, en hy sê, ek moet correct where I was wrong. Hy sê, ek het vir mense by die miljoene gesê, sit in, het difficulties in jou lewe, sodat as jy in jou weste kant inbeweeg, dat jy kan chill. Nou ek weet nou nog nie, jy kry van hulle, maar hoe ou oom van 68 en 70 met die ou tannie in Rusland gaan aan die beweeg bly aan daai kant. Blykbaar verstaan ek die Russiese meisie is redelik aanvaarbaar. Maar die ou tannie en die ou oom gaan 'n verskillende siening oor hy, en al wat hy kan doen is hy gaan maar net rondkyk. Ek moet so 'n bietjie net ligtelik hierso raak. En hy sê ek moet hierdie ding regstel hoe ouer jy word. Hy sê en ek vra om verskoning dat ek dit my bediening gemaak het. Hoe ouer jy word, hoe meer moet jy mik na difficulty upon difficulty upon difficulty. Jy kan nie afskaal nie. Jy mag nie afskaal nie. Hy sê, want hoe meer jy in jou ouderdom in die noord, met aan, hy het nou nie my model nie, ek het die model, hy sal by my moet koop. Hoe meer jy in die noord in beweeg, hoe kragtiger en magtiger bly jy beheer oor jou lewe hê. Hoe meer het jy beheer oor jou stelsels, hoe minder het ander beheer oor jou, en hy sê, is die kans al hoe groter om 'n kragtige, magtige legacy agter te los, en jy gebruik, en hy sê, ek vra julle asseblief, manne en vroue wat na my luister, ek is vandag 'n ou man, en John Maxwell moes op die ouderdom, en hy sê, hy was omtrent 65, sê, moes ek boeke vat, ek moes na my lewe kyk, en sê, ek het gedoen, soos ek aan almal beveel het, my ooste gedeelte, het ek goed gedoen, soos ons hom ken. Hy sê, maar toe ek in die weste kom, toe kom ek agter die berg, raak al hoe steiler, en steiler, voor die son vir my aan hierdie kant gaan sak, en hy vra, en hy sê, vir my moet die uitdaging wees, om al hoe meer, in hierdie wêreld, te klim, en my spanning, na hierdie noorde, toe te kan kry, en hy ontdekking, wat ons wiskunde vasgemaak het. Ek wil vir jou vermoere, ek kan baie oor praat, en ek gaan jou nie met die pessimistiese wiskunde vashou nie, want sy het gesê, dit is verskriklik, hoeveel persent van jou lewe spring jy in die lewe mee weg? 20% met geboorte is klaar weg. Die tyd in praktyk, wanneer jy 25 jaar oud is jy klaar in die helfte van jou lewe. En die vraag, hoe het John Maxwell het agtergekom, ons het dit nie in die wiskunde ingebou nie. Ons het hom reg vir haar gehou. Jy is in die helfte van jou lyn. Ek gaan die persentasie amper 50% of 25 het jy die helfte gekry en jou spanning moet verkieslik in hierdie area lê. As dit in hierdie area lê, want God wil hê jy moet 'n ding doen. En ek gaan net daai gedeelte vanoggend vir jou wys, en dit is
waar ons die kode, ek wil net sê, toe ek daai van John Maxwell hoor, toe sê ek, ek het jou gesê. Ek het jou gesê, wat sy probeer, ek weet hoe sy dink, hoe kan 'n mens ouer en ouer word en jy moet jou spanning al hoe meer opkry, sy kry hom later, want jy's vinnig in jou weste, op 25 volgens die regte wiskunde, is jy klaar net in die weste gedeelte van jou lewe. Ek wil dit vir die manne sê, nie pastoor 40, nee, as jy 80, moet ek hy som gee, as jy 80 het, en dan het jy amper op 20 jaar oud weggespring, en jy is op 25 reeds in die helfte van jou lewe, al hoe kom ek dit net gou ingooi, dan wil mense met my oor hulle verlede praat. Mense, asseblief, as jy weet hoe hierdie wiskunde werk, gooi jy jou verlede, hoe verder jy van hom kan beweeg, hoe kragtiger, want in infinity, gaan nie een dag van jou verlede, tel nie een dag in jou verlede gaan erken word nie, behalwe die dag toe jy tot wedergebore gekom het, en jy Jesus Christus as jou saligmaker aangeneem het. En ek gaan vandag dit met jou hanteer. Ons het ons kode gekry, en ek wil die kode met julle vanoggend deel. Hoe hierdie hele tegnologiese stelsel in mekaar begin gesit word, wat hierdie is een deel van Desco. Ons het nog Imago, dan het ons nog 'n ander ding ook. En sy doen die app op Desco. Hoe het ons op dit afgekom? Ek kry baie van my idees en van my goede uit die woord van God uit. En die Here gee vir my die kode waar ons hierdie gaan gebruik om mense se koördinate vas te stel waar hy lê tans nou hier, asseblief, ek wil net hê julle moet kyk waar hy nou hier, nie daar nie. Dis uit, waar hy hier lê, en dan waar lê hy in sy koördinate, sodat hy sy spanning kan begin optel, sodat hy in die weste met 'n legacy, met Christus, kan sterf en sê, wow, ons het dit gedoen, ons was in aksie, toe slaan ons neer, en toe ons so stof neerslaan, toe draal ons graf toe, en dit is wat op ons grafsteen ook slaan. Hoe verder jy is, hoe meer moet jy verstaan, hoe meer is die spanning. Ek kry my kodes uit die woord van die Here uit, met baie van die goed, en hierdie een wil ek met jou bespreek. Al seker 8 jaar terug, praat God met my uit Hebreërs 3, en hy sê vir my, en ek lees Hebreërs 3, en die Here sê vir my, hier's 'n kode in. Hier's 'n kode van die lewe van die mens. En as jy vanoggend gaan luister, en jy gaan verstaan wat ek bedoel, gaan jy 'n bepaling hê van jou dag, wat jy het. Nou Hebreërs 3 vers 7 en 8, kom en hy begin die lewenslyn te hanteer van oos na wes. En hy sê, en ek gaan hom so lees, dis Hebreërs 3 vers 7 tot 8. Ek dink Annemarie sal jy hom kan kry. Daar is hy. Hy sê daarom, soos die Heilige Gees spreek. Hoor mooi. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag, nie gister nie. Gister kan jy niks aan doen nie. Nie jou geboorte nie. Mense, jy's klaar gebore. Al is jy in Soshangowe, met alle respek en liefde, gebore in 'n sinkaya in die toilet agter in die sink, maak dit nie meer saak nie. Dis wat Hebreërs vir ons probeer vertel. Hy sê daarom soos die Heilige Gees spreek. En dit is waar ek mense evalueer. Wanneer hy heeltyd sy verlede ophaal, wanneer hy heeltyd in depressie oor sy verlede gaan, dan begin ek later vra, is hierdie persoon gevul met die Heilige Gees? Want die skrywer van Hebreërs begin pertinente verduideliking gee. Hy sê daarom soos die Heilige Gees, die krag van God, ruach, wat lewe beteken, soos wat hy spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte, soos in die verbittering, soos in die dag, in die woestyn van versoeking nie. Wat het in die woestyn gebeur? En ek wil, jou hare sal rys, as jy verstaan hoe hierdie dag in jou lewe verbygaan, om in infinity in te beweeg, een dag in jou lewe wat God van jou vra, met 'n dag in daai dag, wat hy sê, swaai, draai, maak 'n mindset change, kry 'n Heilige Gees, paradigma skuif, verander van koers, kry lewe, kry energie, daag die lewe uit, en gaan doen daai ding. Hierdie is geskryf in, niemand weet regtig wie die Hebreërs geskryf. Die ou wat sê hy weet nie. Dis nie Paulus nie, asseblief. En
Hy skryf terug na die manne en die vroue in die woestyn. Die dag, hoor mooi, die dag. Mense, verstaan jy hoe belangrik is vandag? Die oomblik, die tyd, nou waar jy is. En hy begin praat en hy sê, in hierdie wêreld het die spioene teruggekom van Kanaan af. En hulle het kom rapporteer, waar onder andere Josua en Caleb, ook een van die 2 van die 12 spioene was. En hulle rapporteer aan die volk. Weet julle waar was daai spioene gewees? Hulle was binne in die belofte. Binne in jou belofte. So Rita het vanmôre gesing. Ons het gesing, there's a promise coming down the dusty road. Lê daar reeds verkenners, wat weet wat se krag oor jou belofte beskik, oor wat se vermoëns jou belofte beskik, oor wat se gewelddadige moontlikhede jou belofte verskit, en van daai verkenners is vir jou, en stem saam, dat jy moet in die belofte inbeweeg, maar van daai verkenners, wat daar binne lê, kom altyd met slegte nuus terug. Jy kan nie glo nie, ag Here help my, laat ek by die ou prentjie uitkom, maar ek is nie so goed met notas nie, maar hoor mooi, want dit maak my ongelooflik, ongelukkig, wanneer mense 'n belofte kan sien, en hy raak pessimisties en negatief. Dit het met hulle presies gebeur, soos wat dit met ons vandag gebeur. Dit is min of meer hoe dit werk. Hulle was in die land. Waarmee kom hulle terug? Hulle kom met druiwetrosse terug. Druiwetrosse, wat 2 mans 1 druiwetros moet dra. Mense, halleluja, halleluja, halleluja. Dit is die belofte. Hulle sê, die land, jou belofte, wat God vir jou instoor het, loop oor van melk en honing. Dis jou belofte. Ons is nou hier in die ooste, ons, wie die arme drenkelinge, ek sê, ek weet wat se drenkeling, ek weet wat is een, maar ek kan nie help om 'n ou in 'n woestyn, ek drink, hulle staan sand gekletter, binne in die woestyn, die wind waai hulle, niemand het meer 'n borsel of 'n kam nie, want jy kan niks met die ding doen nie, die maas in die oggend tees, die sê jy wil gaan vir die tees, wie onthou nog die tees daar, kan ja, ek het my verstom as my ma dit doen. Jy het sulke mooi hare in die volgende, dan blaas sy die hare op, dan maak sy so. Jy kan, vandag doen hulle dit met apps, wat jou gesig verander, en jy goed, die mense kon het regtig reg kry, met 'n borsel en 'n kam. In die woestyn staan hulle, die kinders se gesigte en ore bly vol stof. Die water wat daar is wat God hulle gee, en ek dink ma's het in rye 3 keer 'n dag net kinders gebad. Never mind water gedrink, want dis 'n gemors, man. Dis sand, as jy slaap, lê die sand, ek ken die woestyn, as die wind waai, is die sand in die ding in jou tone, tussen jou tone, in jou oor, in jou neus, in jou oë. Dis hoekom julle sal sien die foto's van ou Moses en al die manne, het almal sulke dik, wat wenkbroue gehad, wat so gestaan het, dit was vir 'n rede, dit was nie AI nie, hulle het so gestaan, want hulle moes keer, anders is hy oor 3 dae sandblasting blind. Soos die sand deur sy oë sal hardloop. Die Here het hulle gehelp met hierdie bosbaarde. Die vrouens was heeltyd met 'n ding, hierdie goed wat hulle nou in die rand dra, is nie regtig oor 'n geloof nie. Dit is eintlik common sense, toe hulle het nou 'n religion gemaak dat die vrouens so moet loop. Jy moet nou so loop, jy moet nou so loop, want dit is religious goed. Come on Iran, julle ken hy wêreld, die vrouens moes so loop, want jy kan ergens kom met hy sand en hy gemors wat in jou gesig inwaai nie. Hierdie is 'n elendige besigheid. Manne het baarde en hare, vrouens het hare, maar nie baarde, en oogwimpers en neushaare, en dra die ding, dat die daarom vanaand half ordentlik lyk as ek jou nog in die tent in die hande kry, man. Liewe genade. Come on, nou wil hulle die religious jy moet nou so aantrek, en jy moet so, dit gaan nie oor die geheim van die gesig. Ja, jy ken nie daai goed die pastoor, kyk man, ek is nie dom nie, ek is 56, ek is 'n ou aap, maar ek dra my eie ketting.
Vir my kulturele lesse kon gee, wie die religion agter die, hulle het 'n religion gemaak, ja. Maar dit was eintlik 'n noodsituasie. En in die woestyn kom hy die spioene, en hy het gemors weer terug. En hulle sê die land van melk en honing. En hulle sê, trosse dryf, hulle kom hierdie goed so in. En dan is daar so, en dit is mense, hy's daai dag, hy sal tot in jou lewe daar wees, vandag. Toe kom hy lot daar in, hulle sê, maar, hoor mooi, hulle is so groot, soos reëse. Ons lyk soos sprinkane. Ons lyk soos mure, ons wapentuig lyk soos muskiete. Hierdie ouens het nukes, my man. Hier is groot goed aan die gang hier, en julle wil hulle aanvat. Nou ek dink op daai stadium sal Chris Mark so moeg gewees het in daai woestyn, vir al daai goed is in my ore en my kuif en my neus, dat ek so gesê het, en ek dink dit is so Joshua en Caleb, by the way, gevoel het. Hulle vrouens, wat hulle sê, al hulle families het saam met hulle gestem. Hulle het gevoel, ons moet uit hierdie gat uit, ons moet uit hierdie sand uit, ons moet by ons belofte uitkom. We will fight for our future. Hallelujah. Maar 'n gemiddeld van die volk luister na gemiddeld van die spioene. En hulle sê, nee, ons sal nie ons kinders laat doodgaan onder daai mense se hande nie. Julle ken die geskiedenis. En uit hierdie deel word dit gereken. Ek het nou die bord so bekrap. Maar kom ons sê, hier was dit in hulle tydlyn die dag. En hier wil ek ernstig raak. In hulle tydlyn van oos, onthou hulle het net een dag, en op hulle, Hebreërs sê dit verder, God het dit voor die grondlegging, dis hier, van die aarde bepaal, dat dit in daai dag so sal wees, so hulle rebellie, hulle weiering, dat hierdie ding moet gebeur, kan niks aan God se plan verander nie. Ek sê dit weer vir jou, as God 'n plan met jou het, as hy 'n oomblik met jou het, maak nie saak hoe vaal of hoe flou dit nou lyk nie. Hoor mooi, hy sê dit, ek het nou net nie al die skrif gelees, Hebreërs 3. Hy sê, en terwyl hulle geweet het, dat dit is hoe hulle dit gaan doen, het God voor die grondlegging van die wêreld al hierdie dag bepaal, en gesê, op hierdie oomblik, en daai tyd sal 'n volk Kanaan binne ingaan. Hulle sal onder oorlog wees. Daar sal mense moontlik sterf, maar hulle sal die belofte kry. Hulle sal die oomblik kry. En hy sê, maar teleurstellend, hulle kon nie hulle spanning optel na die noorde nie. En hulle besluit op, daar is geen ander dag. En die geskiedenis bepaal, Hebreërs sê dit was een van die mees mislukste dae in die grootste deel van die Israelitiese volk. Want die meeste besluit, ons trek suid. Dit wil sê, ons gaan ons spanning, ons gaan in daai sand, ons gaan in daai chaos, gaan ons eerder bly vir veiligheid. En die woord van die Here sê, in Hebreërs sê dit ook, God het hom vertoren, en vir hulle gesê, julle sal uitsterf in hierdie woestyn, hoor mooi, en die belofte nie ingaan nie, maar God laat hulle verstaan, hierdie belofte sal gebeur. Kanaan sal verander in Israel. Die Israeliete in die woestyn sal hierdie land in besit neem, en tot vandag waar ek hier praat en preek, is dit die bevestiging. Jy kan doen en maak wat jy wil. Daar waar Israel vandag is volgens die plan van God. Hoor mooi, niks kon dit keer nie. Maar daar's mense wat in die slag gebly het. Daar's mense wat 'n duur prys betaal het, want hulle het besluit, suid, kalmer, rustiger, vrede, veiligheid, ons kinders. Ek weet nie, wat wil jy met jou kind nog 3 geslagte verder in die woestyn maak? How did you think? Ons kies suid van noord, lyk vir ons te gevaarlik. Weet jy dat die water wat jy drink, is uit natuur. Dit gaan nie vir ewig daar wees nie, want dis Christus, die rots, letterlik wat hy water laat loop. Die kos wat jy elke dag eet, is manna uit die hemel. Dit gaan nie vir altyd, daai veiligheid gaan nie vir altyd daar wees nie. Jy sal moet beweeg, ons soek jou noord, maar ek dank God, daar is 2 ander mense wat die wêreld van vandag
verstaan. En hulle naam was Josua en Caleb. En God sê vir Caleb, ek het na jou gekyk, ek het jou geëvalueer, ek het jou bespeer, en ek het agtergekom, daar is 'n ander gees. Daar is 'n ander gees binne in jou, want jy verstaan vandag. Caleb het geweet, Egipte is uit. Caleb het geweet, sy geboorte in Egipte is gone. Hy het geweet, ek het only one way, dit is nie net so nie, hy moet so, jy moet. Hierdie lyn is onveranderd, hy is letterlik lynreguit en gemiddeld, ek moet so. Dis al. Twee mense, hulle reken meer as 3 miljoen, ek weet nie hoe hulle calculations reg nie, 3 miljoen het daai dag gesê, nee, vir vandag. God vra jou, waar staan jy in jou lewenslyn nou? Kom ons bly by pastoor Betty se wiskunde. En as 40 dan halfpad is, werk uit waar staan jy nou? En vra, moet ek meer suid? En hoe goed gaan dit vir my wees? Of moet ek my spanning meer noord gaan sit? En hy vra nie oor gister nie. Want Hebreërs praat oor 'n vandag. Jy praat hom nie oor jou geboorte nie. Jy praat hom nie oor jou resources nie. Jy sê vandag lê ek hier en my plan is hier, want ons het 'n Polaris, 'n noordster wat hierdie kant lê en dis die ster wat jy volg, en ek staan vas by mense wat met dit saamstaan. Daai ster het een naam. Sy naam is Jesus Christus. Halleluja. Sy naam is Jesus, en ek weet vandag die ander gees wat God in Caleb opgetel het, wat hom laat perform het, wat hom laat vashou, en hy was 85 jaar oud, toe sê hy, gee vir my nog die berge, toe sy klaar, deur daai oorlog gewees, hy het klaar die vyand laat val hulle reken, hy was min of meer 75, toe begin hy in die oorlog ingaan, en hy veg, want hy het vandag verstaan. En tot vandag toe is Josua en Caleb erkende geskiedenisdraers van die voorlinies om daai plek in te gegaan het met grysbaarde, met gryshare, maar daar was iets wat hulle het vandag verstaan. Hebreërs 3 vers 13, onthou dis ons kode. Hier is 'n kode. Gaan lees dit by die huis. Dit gaan doen dit. Hebreërs 3 vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag. Nou vermaan beteken nie, ek moet jou slaan en skop en sê hoeveel sonde is jy. Ons Afrikaners verstaan nie die woord vermaan nie. Vermaan beteken letterlik motiveer. Ek moet jou motiveer. Nie jou foute, Jaco jy net, en Anna Marie en Tannie Marieke. O, Sorita, as jy toch nou net, ek gaan nou die eers goed doen nie. Dis nie vermaan nie. Gaan kyk wat beteken vermaan. Ons het iewers in Afrikaans geconfuse. Vermaan beteken ek motiveer jou. Ek sê vir jou, maar vermaan mekaar, en hy breek hom op, elke dag, van hierdie een dag van jou lewe in vlees. Een dag, jy het een dag in vlees. Hoor mooi, die verskil van jou lewe, gaan die leef in 'n geestesrealm, beyond hierdie vleiskop wat hier nou is. Elke selletjie, ek weet julle sê Einstein was slim, maar tot hy het sy beperkings agtergekom, want as hierdie ding oopklap, en die ander kant van hierdie weste, en jy word wakker, en jy kyk na hierdie dag, sal jy ook sê, liewe heerlikheid, dankie dat ek deurgekom het, want ek wou oor die stupidste, onnoselste goed, wou ek suur raak, kwaad raak, bitter raak, en wel, nie vergewe, wat ook al die goed doen, nie een van die goed was regtig so relevant, soos infinity, want nou, Paulus sê, ons ken nou ten dele, ons verstaan nou 'n bietjie wat hier aangaan, ons kyk nou in 'n spieël van Rachel, maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien, halleluja, dan sal alles vir ons oopgaan. Pastoor, maar ek dink ek is effe dommerig, ek was nog nooit 'n slim mens nie. Moenie bekommerd wees, jy wag net tot hierdie dag verby is. As jy die ander kant kom, skiet dynamiet jou hoop, en jy verstaan al die goed wat Einstein nie verstaan het nie. Jy verstaan al die goed wat Thomas Edison nie verstaan het nie. Jy verstaan tot al die goed wat AI nie verstaan nie. Daai is nou vir die AI ouens. Jy gaan tot vir AI sê, kom hier.
Julle is verkeerd toe. Nee, jy praat nonsens. Kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk dit hier om my. Kyk hierdie wesens. En sien nie daar is die Polaris, my Noordster, Jesus Christus. Toe ek kom vind, toe verstaan ek hoe my dag, my koördinate en waarheen moet ek gaan en hoeveel spanning moet ek op die vertikale lyn sit. Maar vermaan mekaar elke dag. Hier is die kode, vermaan, want in hierdie dag het ons fragmente. Dit is dag. Maar is eintlik net fragmente, die aarde spin. So wat maak dit nou saak of dit donker of lig is? Party ouens glo hulle moet slaap in die aand en dan sê hulle ons moet wakker wees as die lig skyn. Hoe make the rules? Hoekom is jy nie wakker as die son sak en slaap as? Nee, jy kan nie so wees nie. Wie die reëls gemaak? Dis fragmente van een dag. Oos na wes. Nou sê, okay, kom ons try nou maar na julle toe afskaal, die boeke ou skryf, hy's onder die krag van God. Hy sê vir mekaar elke dag in hierdie fragmente. Want jy weet nie hoeveel van hierdie fragmente het jy nie. Ek weet van ouens wat op 20 dit nie meer gehad het nie. Dit ons gesê, hy's by die huis, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Jy kan nie die fragmente bepaal nie, is fragmente reg. Vermaan mekaar in hierdie fragmente elke dag, solank as dit vandag genoem word. Nee, maar ek wil gou vir Charmaine kom bietjie hier so. Jy lyk nie lekker vanmôre nie. Toe jy 5 jaar oud was, what happened there? Kom jy kan praat. Kan in die oë sien, iets roep nou daar. Hoe oud is Charmaine nou 25? Ek sê daar maar mooi goed. Tannie Marieke is nou so 30. Sê Tannie Marieke vir ou kursus om nou praat. Sy wil nou oor 'n fragment praat van 0 af. Terwyl hy sê hierdie fragmente vir my, nou moet ek vir Tannie Marieke sê, wie jy? Kom ons sny die bloedlynvloeke af. Was dit jou ma, jou pa? Jakob weet seker eers wie sy oupa grootjie nie. Verstaan, hy weet nie. En ek hoor dit was 'n goeie mens. Hy weet nie. Maar Tannie Marieke weet iets van sy oupa. Nie haar oupa. Nou moet ons gaan, nou kom staan nie voor Tannie Marieke in die kerk. En dan vir al die susters van die susterskomitee. Halleluja. Halleluja. Marieke, kom. Ons gaan nou vandag praat in die fraksies van hierdie dag. Gaan ons vandag praat oor toe jy 5 jaar oud was, en dan gaan ons daai ding vermoere in hierdie diens uitdruk. En dan sal jy maandag agterkom, jy voel beter. Jy voel lekkerder. Dis nie wat Hebreërs sê nie. Hy sê, as jy verstaan, dat jy net een dag het in hierdie lewe, en dat jy die fraksies van daai, dan sê jy maar vermaan mekaar elke dag in die fraksies, solank as dit vandag, met ander woorde, Tannie Marieke, jy het 'n goeie oupa, wat Jaco se oupa grootjie was, Anna Marieke, jy ken natuurlik jou oupa grootjie, nie het haar skoppe wat skud, verstaan nie lekker nie, dit gaan met my ook so, moenie bekommerd wees nie, ons kan nie nou daar gaan dwel nie, ons kan nie nou daar gaan praat nie, want terwyl ons hier dwel in hierdie dag, oor die, beweeg die son stadig maar seker oor ons lewens na die weste toe, en ons gaan al hoe meer suide toe, hoe meer ons praat oor die fragmente terug na dag 01 toe, en ons mors kosbare tyd na ons Noordster, ons plan wat God vir ons gehad het. So, get out of your past, get out, want hy sê vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat daar niemand van julle verhard word deur die verleiding van die sonde nie. Jy bly gefokus, jy bly laser fokus, want wat gebeur die oomblik as jy terugkyk na die fraksies vroeër, dan begin jy in sonde dwel. Pastoor, nie, ek doen nie die sonde wat hy oupa vir my gedoen het nie. Dit was wille mense daai gewees, jong. Dit was 'n wille geslag. Die Botha geslag was 'n barklomp mense. Kyk wat die PW Botha met die land gemaak. Ek praat nou van my familie, letterlik. Naas Botha het die hardloop rugby gespeel nie. Dis letterlik, gewoonlik, ons is Bothas. Nou weet julle ook waar lê ons. Het jy gesien wat het Louis Botha met Delarey gedoen?
sorry vir my family se problems, broer, maar ek kan nie gaan dwel in die Botas se wêreld en se fragmente nie, want as ek dan nou iets van Botha Pitser en wat se ding ook binne in my het, moet ek na vandag kyk op by my noorde uit te kom deur die Polaris dop te hou, en there's only one way om saam met hierdie lyn vorentoe te beweeg. Anders is dit sonde. As jy na daai gemors in die verlede kyk, na wat kyk jy? Sonde. Jy kyk na sonde. Jy is in die sonde. Tweede laaste skrif, Hebreërs 4 vers 7. En hier vang ek die kode die dag. Hoor mooi. Hebreërs 4 vers 7. Bepaal hy God weer 'n sekere dag. Wat 'n dag? Wat 'n dag? This is the day that the Lord has made, we will rejoice. Wat 'n dag is dit, Here, wat help ons. Okay, kom ek trek julle prop uit. Hebreërs 4, bepaal hy weer. Met ander woorde, daar's ouens wat daar sit. Hulle doen wiskunde. Die goddelike wêreld is God en die mens, die slim ouens begin wiskunde doen. Wat is 1/2 plus 1/2? Weet, hulle doen sulke goed letterlik. Dis heeltyd wiskunde wat nou hardloop. Bepaal hy weer 'n sekere dag. Naamlik vandag. Verstaan jy wat ek sê? Dis letterlik 'n wiskundige kode. Daar is nie 'n ander dag in jou lewe nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Wanneer hy nie nou in Israel in die woestyn sê nie, wanneer hy, en hy verwys na Psalm 95 toe, wanneer hy deur Dawid sê, so lang tyd daarna, na die woestyn, vandag, sê Dawid nou, as julle sy stem, die Polaris, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos wat hulle in die woestyn gemaak het, en hulle het hulle belofte gemis. John Maxwell vra nou op sy ouderdom, manne en vroue, irrelevant, hoe oud is jy? Irrelevant wat 'n deel van jou seisoen jy is, make things more difficult. So, make them. Hy sê, wanneer jy 50 is, maak jy dit meer moeiliker. En wanneer jy 60 is, maak jy dit meer moeiliker. En wanneer jy 70, maak dit meer moeiliker. En wanneer jy 80 is, maak jy meer moeiliker, totdat jy bam. En hy sê, yes, I made it. Klomp ouens kwaad op my, bitter vir my, maar ek het my vandag vorentoe geleef, want hier, wag, 'n infinity, val hierdie bord nou, toe ek kan hom vat, van hierdie infinity, gaan my vang, en ek moet met die regte houding, in infinity inwip, want die Here wil hê as jy deur 'n hekke kom, soek hy opgewonde hou, soos Caleb, Here, gee my nou die berge, wel, jy's nou hier, chill broer, chill, ja, wel, jy gaan my nou moet G-chat. Dis wat God soek. Definitief iemand wat deur die poorte kom en sê, gee my 'n boom. Ek hoor pensioen is hier, 'n ewigheid. Nee, God soek dit nie, want hierna lê projekte en goed wat tog gaan gebeur, wat die mens Paulus sê, ons verstaan nou net 'n gedeelte, maar die openbaring gaan vir ons oopskiet aan die ander kant. Maak klaar met jy. Wat het gebeur? En dit is letterlik so maar soos 'n simbool. Wat gebeur as jy die kans sien om vandag te vat, die spanning te verstel, Christus die Polaris in oog te hou en te sê, I'm not going down in spanning, terwyl ek gaan sak, want jy gaan sak in die weste. Daar's kerke wat nou nog preek, mense gaan nie dood nie, maar ons gaan dood. Een uit een gaan so ver dood, ja. Van Adam af. Jou dag gaan sak in die weste. En terwyl die volk daai dag minag, gelees, dit was die belangrikste dag van daai, dit was letterlik, jy kan die datum kry. En hy sê vir hulle, die volgende gaan gebeur. Dit klink bar as ek dit gaan lees, maar jy gaan verstaan as ek dit verduidelik. Omdat hulle daai dag geminag het, nie spanning na hulle noorde toe wou sit nie, plaas God 'n vloek op 'n hele geslag en sê, julle gaan weste toe. Julle moet. Daar's in elk geval nie ander keuse nie, maar ek gaan julle weste toe help hierso. Wanneer julle in die weste gaan lê, soos dit met enige goeie gemiddelde mens gaan, Hebreërs 3 vers 17, met wie was hy vertoren
vir 40 jaar lank. Nou die konteks is, in die skrywe 3 Hebreërs, vandag die kode. Met wie was hy vertoon 40 jaar lank? Was dit nie met die wat gesondig het? Wat het hulle gedoen? Hulle het nie, hulle Polaris, Christus, hulle het nie op God vertrou nie. Hulle het nie op daai stadium nie gehoreer, nonsens aangejaag, hulle sonde was. Hulle het hulle dag geonderskat. Met wie was hy vertoon 40 jaar lank? Was dit nie met die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie? Hulle weste, dit klink baar, hulle lyke het in die woestyn geval. Hulle sou lyke word. Doesn't matter. Hulle moes 'n weste hê. En God bepaal, want dit is 'n onveranderde. Jy het die weste, dit is jou sterwe, dit is jou geboorte, dit is hierdie lyn. En God sê, omdat julle dag nie in aanmerking geneem het, en gesê het soos Paulus, ek sit my voet oor die rand van hy skei, en ek gaan op die water loop nie, gaan ek sorg dat wanneer julle in julle weste land, julle liggame, die Bybel sê lyke, ek sê dit mooi, your bodies, julle kadavertjies, gaan in die woestyn. Hier is die woestyn. En dan gaan daar 'n rest in peace staan. Almal moet 'n grafsteen kry. Almal moet so dingetjie kry. Almal moet 'n hoopie kry. Ons almal. Dit klink nou verskriklik. Dis jou weste. Maar God bepaal waar hulle hoopie sand en hulle grafsteentjie gaan lê in die woestyn. Die vraag is, as hulle op die dag gefokus het en in hulle weste aangekom, waar sou hulle gelê het? Hulle 'n hele geslag. Dit is verskriklik. Hoor mooi, dit is letterlik korrek wat ek sê. 'n hele belangrike geslag, die geslag wat die storie dra, dat hulle uit Egipte is, dat hulle deur 'n Rooi See gemove het, dat water soet geword het, groot wonderwerke gebeur het, 'n hele geslag van daai mense beland in 'n sand oase met grafte wat hulle tot vandag toe nie kan bepaal nie. Die vraag is, dink gou mooi, waar moes daai graf gelê het toe hulle in hulle weste kom? Daai graf moes in hulle belofte gelê het. Hulle kinders moes stories kon vertel het en sê, vanaf Egipte het God beweeg. En ons is hierdeur. Die spioene het vir ons mooi dinge kom sê. Hulle het vir ons die realiteit kom verduidelik. Ons ouers het gesê, dit maak nie saak nie, want hulle het die dag ernstig opgeneem en gesê, ons gaan toetree tot ons belofte. Hulle sou geveg het tot die bloedloop. Soos John Maxwell sê, make it more difficult and difficult. Hulle sou geveg het tot die bloedloop. En hulle sou, soos hulle gedoen het, dit is so Kanaan oorwin het, dit sou Israel geword het, en hulle sou regtig begrawe geword het. Maar hierdie graf in hulle weste sou in 'n ander plek gelê het. Waar? In die belofte. En hulle kinders sou gesê het, sien het, daar's pa, ma en ouma se grafte, ons sal hier. Because they were fighters. Hulle kon nie, die wat in Israel is, hulle kon nooit weer selfs die grafte van hulle ouers kry, wat begrawe was in die woestynvlaktes van mense wat nie in 'n dag se erns kon verstaan nie. Van die woestyn se winde en weer het daar die mense en hulle grafte toegewaai, soos 'n woestyn is. Hy verander van karakter, hy verander van persoonlikheid, en jare later kry jy nie eers 'n grafsteen nie, terwyl hulle veilig in hulle weste as legendes moet gelê. Dankie my skat. God praat vanmôre. Ek
'n bietjie tyd gevat vanmôre. Ons het Deskou die program. Wanneer jy na jou verlede kyk en jy som jou verlede heeltyd op en jy voel hy goed dit pla, ek verstaan dit. En jy voel hoe dit pla, kan jy nee sê dat hy jou nie syde toe trek? Want elke keer as jy sê nee, dit is reg. As jy sê nee vir agter, sê jy ja vir bo, want dit kos inspanning om teen daai agter te beklei. Dit kos inspanning om te sê vergeet. Jy voel hoe hy jou druk. Paulus sê ek vergeet die dinge wat agter is vir 'n rede, want hy het geweet die mens word gejaag deur sy verlede. Maar as jy hom kan beklei, dis hoekom Hebreërs sê, en daar was 'n bepaling en hulle het 'n dag ontdek en die dag is vandag. Halleluja. Kom ons staan op die voete. Gryp jou dag vandag. Vergeet die fragmente terug, jou dag. Werk op die fragmente vorentoe. Kry jou noord, jou polaris is Jesus Christus en storm jou weste met krag. Storm jou weste soos hy Josua, Caleb, Deborah, Hanna, noem die naam. Gaan tref hom soos jy hom nog nooit getref het nie. Dankie my skat.